Goeiedag en baie welkom. Hierdie is ons groep gesprekke en ons is hierdie week nou by die laaste week 6 van ons tema wat handel oor water. Ons gesels dan nou vandag spesifiek oor water wat wortel. Ek wil begin deur jou so 'n bietjie terug te vat na jou kinderdae toe. As jy daar by die kleuterskool instap of dalk die laerskool en jy gaan nou lofprysingsliedjies sing, dan is een van die liedjies wat jy waarskynlik gesing het, die wyse man bou sy huis op die rots en die dwaase man bou sy huis op die sand. En daai liedjie gaan ons nou, die wyse man bou sy huis op die rots, die wyse man bou sy huis op die rots, en die reën het neergestort, en die reën stort neer en die vloed styg op, en die reën stort neer en die vloed styg op, en die huis op die rots staan vas. Daai liedjie. Ons het daai mooi beeld van wanneer die vloedwaters kom en die huis het sterk fondamente, die huis staan op die rots, dan kan niks hierdie huis omploeter nie. Ons gesels vandag vanuit daai teks. Dis die einde van Jesus se bergrede in Matteus 7 en Jesus gebruik dan hierdie gelykenis, hierdie vergelyking van twee huise om sy hele bergrede eintlik op te som. Iemand wat se fondamente sterk is, in God se woord geanker is, vanuit 'n verhouding met God leef, sy huis staan vas. Die dwaas wie se huis op die sand gebou is, sy huis val maklik in mekaar. Op die oppervlak lyk die huis mooi stewig, maar eintlik is die fondamente nie daar om die huis te ondersteun nie. Aangesien ons nou so besig is om oor water te gesels, laat dit my nogal baie dink aan 'n ysberg. As jy dink aan 'n ysberg, dit wat jy kan sien is eintlik die minimum. Ons kyk gewoonlik, as jy kyk na 'n ysberg, is dit net daai punt wat uitsteek bo die water. En ek dink dit is baie so met ons lewens ook, want net onder die oppervlak is die res van die ysberg, en dit gaan gewoonlik kilometers diep onder die water, baie groot ysberg, maar ons sien net die punt daarvan. Ek dink is baie keer so in ons lewens ook. Dit wat by ons monde uitkom, die teks wat ons vandag in ons groepies oor gaan gesels, het die opskrif hoor en doen. Dit wat by ons monde uitkom, is gewoonlik maar net die begin. Dis die kleinste deel. Ons kan sê dis ons belydenis. Ons kan sê dis waar ons sê ons is 'n Christen. Ek's 'n Christen. Maar onder die oppervlak, wat gaan werklik binne my aan? Wat gaan in my lewe aan? Daai onderste deel van die ysberg kan goeters wees soos jou verhouding met God. Hoe jy geestelik groei, hoe jy as 'n mens lewe tussen ander mense in die wêreld. Dit wat binne jou aangaan. En dis eintlik die belangrikste deel daarvan. Jesus sê dit eintlik nogal baie sterk in die teks wat ons vandag gaan bespreek. Jesus sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Sterk woorde. Ek dink baie keer bely ons is gelowiges, ons is Christene, maar spreek my lewe daarvan. Wanneer die vloedwaters kom, wanneer ek spanning in my lewe ervaar, wanneer dit nie goed gaan nie, hoe tree ek op? Kan dit wat binne my aangaan, dit wat ek glo, strook in lyn wees met dit wat by my mond uitkom? Ons gaan vandag daaroor gesels. Mag jy een goeie week hê en dit wat vir jou voorlê en geniet die groep. Totsiens.